Goeiemôre maats, dit is so lekker om weer vanoggend saam met julle te kuier. Hierdie Sondag kuier ons weer lekker saam in die groot saal, maar as jy dit dalk nie saam met ons kan bywoon nie, is dit 'n voorreg om jou te groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons weet dat die Here ook hier is en teenwoordig is saam met ons. Wie weet watter dag vier ons hierdie Sondag die 11de Mei? Kom ek gee jou 'n leidraad. Ons vier 'n spesiale iemand wat graag pleisters plak op jou stikkende knie, soos 'n wafferse dokter, wat lekker kos kook, soos 'n welberoemde kok, wat jul gesin se dag tot dag beplanning doen, soos net die beste sekretaresse kan, en wat as die mees regverdigste regter aangestel word, wanneer daar oorlog tussen jou en jou boeties en sissies uitbreek. Weet jy nog nie van wie ek praat nie? Maar hierdie leidraad sal dit heeltemal weggee. Sy is daar met 'n lekker drukkie wanneer jou hartjie seer is en trane afvee, en daarom saam te lag wanneer jy 'n lekker oorwinning behaal. Julle is reg, dit is die mammas wat ons vier. Daardie spesiale persoon in jou lewe wat met ander oë na jou kyk. Daar is darm niks wat by hierdie mamma liefde kom nie. Maak nie saak van wie dit afkom nie. En soos ons in vandag se storie gaan hoor, is dit nie net ons biologiese mammas wat hierdie liefde wys nie. Dit kan selfs verder gaan. Dink 'n bietjie aan jou juffrou by die skool, of daardie tannie wat in die kantoor werk. Wanneer mamma nie daar is nie, vou hulle jou net so graag toe in 'n kombersie van liefde. Maar voordat ons vandag se storie verder luister, kom ons sing 2 liedere saam. Wie's die koning van die oerwoud? Wie's die koning van die see? Wie's die koning van die groot heelal, wat alles vir ons gee? Wie's die koning van die oerwoud? Wie's die koning van die see? Wie's die koning van die groot heelal, wat alles vir ons gee? Sy naam is J-E-S-I-S. J-E-S-I-S. Jesus, sy naam is Jesus, die koning van my hart. Wie's die koning van die oerwoud? Wie's die koning van die see? Wie's die koning van die groot heelal, wat alles vir ons gee? Sy naam is J-E-S-I-S. J-E-S-I-S. Jesus, sy naam is Jesus, die koning van my hart. Sy naam is Jesus. Jesus, sy naam is Jesus, die koning van my hart. Die koning van my hart. Die koning van my hart. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in
joy, joy, joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. Kom ons sluit die oë en bid saam. Dankie Here dat U altyd naby ons is. Dankie dat U altyd besorg teenoor ons is. Net soos en 'n bietjie meer as ons aardse mammas. Dankie vir al die seisoene wat ons daar buite kan sien. Die bome is pragtig in allerlei herfskleure aangetrek. Dankie dat U sorg en dat ons nie in 'n sekere seisoen hoef vasgevang te wees nie. Aan die einde van die winter sal lente altyd weer kom. Gaan saam met ons wanneer ons vandag se storie luister. Help ons om so ietsie van U wese te verstaan. Amen. Weet julle wat? Daar is baie mamma stories in die Bybel wat ons kan lees. Dink byvoorbeeld aan die storie van Moses en wat sy mamma gedoen het om hom te red. En Isak se mamma Sara wat lank moes wag vir 'n ou seentjie. En natuurlik Maria, die mamma van Jesus. Vandag se mamma waaroor ons gaan gesels, is Rut. En weet julle dat Rut een van Jesus se ouma grootjies was? Ja, sy is deel van Jesus se familie, nog voor koning Dawid se tyd. Kom ons luister gou na Rut se storie. Stories van die Bybel. Rut en Naomi. Hierdie is Naomi, wat 'n Joodse vrou van Bethlehem was in Juda. Naomi se man het haar en haar 2 seuns gevat om in 'n land met die naam Moab te gaan bly, want daar was 'n droogte in Juda wat beteken het dat daar nie genoeg kos vir almal was nie. Terwyl hulle in Moab gewoon het, is Naomi se man oorlede en het haar 2 seuns met Moabitiese vrouens getrou, genaamd Orpa en Rut. Maar toe is Naomi se 2 seuns oorlede, wat Orpa, Rut en Naomi alleen laat oorbly het. Naomi het gehoor dat God sy mense in Juda geseën het, deur vir hulle weer 'n groot oes van kos te gee. So Naomi het haar 2 dogters geneem en begin reis na Juda. Op pad terug het Naomi aan haar 2 skoondogters gesê dat hulle moet teruggaan na hulle ouerhuise toe. Maar hulle het gehuil en gesê dat hulle saam met Naomi na haar land wou gaan. Naomi het gesê dat hulle eerder huis toe moet gaan en met ander mans van hul land moet trou. Hulle het almal weer gehuil en Orpa het hulle gegroet en teruggegaan. Rut het styf aan Naomi vasgehou, terwyl Naomi vir haar sê dat sy eerder ook moet teruggaan soos wat Orpa gedoen het. Maar Rut sê, moenie my vra om te draai en ma alleen te los nie. Ek sal dit nie doen nie. Ek gaan saam met ma, waar ma ook al heen gaan. Daar waar ma besluit om te bly, sal ek saam met ma bly. Ma se mense aanvaar ek as my eie mense, en die God wat ma dien, is ook die God wat ek wil dien. Toe Naomi sien dat Rut vasbeslote is om saam met haar te gaan, het sy opgehou om haar te probeer ompraat. Toe hulle in Bethlehem aankom, was die dorp in rep en roer en die vrouens het verbaas gesê, maar dis mos Naomi. Moenie my Naomi noem nie, sê sy toe. Noem my eerder Mara, want die Here het die lewe vir my baie bitter gemaak. Hulle het aan die begin van die garsoes in Bethlehem aangekom. Rut het graan bymekaar gemaak in die lande van 'n man met die naam Boas. Boas het uitgekyk vir Rut en het seker gemaak dat sy en Naomi kos gehad het om te eet. Naomi het hiervan gehoor en het aan Rut vertel dat Boas familie van haar man is en dat hy 'n man vir Rut kan wees. Rut het aan Boas vertel dat hy familie van haar skoonpa is en dat hy hul familielosser is. Boas het toe alles gereël om Rut sy vrou te maak. Rut en Boas het 'n seun met die naam Obed gehad. Naomi het vir Obed omgegee asof hy haar eie seun was. Obed het eendag 'n seun van sy eie gehad met die naam Isai, en hy het 'n seun gehad met die naam Dawid,
wat die koning van Israel sou wees, wat die reus Goliat sou oorwin. En baie jare later sou die afstammelinge van Boas en Rut vir Jesus insluit, die redder van die wêreld. Maats, lees gerus saam met mamma en pappa die hele storie van Rut in die Bybel. Hierdie boek sal jy kry in die Ou Testament. Maats, weet julle wat? In die tyd wat die verhaal van Rut neergeskryf is, was die neiging dat baie mense mekaar eerder wou uitsluit as insluit. Daar was selfs 'n opdrag onder die mense dat sekere mans wat met vroue van ander volke, soos Moab getroud is, hulle vrouens en kinders moes wegstuur. Hulle het geglo dat dit die manier is om die wet of die wil van God te volg. Maar hierdie verhaal wil vir ons ietsie anders wys. Dit is juis wanneer ons uit liefde optree, dat ons God se wil volg. God sluit mense in. Die hoogtepunt hiervan sien ons juis in die slot, waar ons lees dat Rut, die Moabiet, en Boas se kind, Obed, koning Dawid se oupa is. Jesus kom ook uit die nageslag van Dawid. So, wanneer jy by die skool is, of by die huis, of op die sportveld, of in die winkelsentrum of in die strate van Johannesburg is, onthou dat God eerder wil hê dat ons mense moet insluit. Ons moet nie onsself eenkant hou nie. Ons moet ander met liefde behandel. Een van ons kerk se waardes is vreemde gasvryheid. Dink so daaraan. Ons moet ietsie soos mamma liefde vir ander gee. 'n Ekstra bietjie besorgdheid. Ons moet nie maak asof ons nie ander se probleme raak sien nie. Wanneer ons sien 'n maatjie sukkel by die skool, is dit 'n geleentheid vir jou om te help. En dit kan so maklik wees soos om net met die maatjie te gaan gesels wat alleen is waarmee niemand wil speel nie. Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir mammas. Baie dankie vir al die mense wat aan ons mamma liefde bewys. Baie dankie dat ons ook mamma liefde aan ander mense kan wys. Help ons om te kan sien wanneer ons by die skool is, wanneer 'n ander maatjie 'n bietjie mamma liefde nodig het, sodat ons vir hulle kan wees. Help ons om eerder ander in te sluit. Help ons asseblief om ook eerlik te kan wees. Vergewe asseblief ons sondes en help ons om nie die stoute goed te doen nie. Dankie dat u vergifnis so groot is en help ons dat ons nie hierdie vergifnis misbruik nie. Gaan saam met elke maatjie gedurende hierdie week. Amen. Mag die Here saam met elkeen van julle wees gedurende hierdie week. Totsiens maats, sien julle weer volgende keer.